Goeiedag luisteraars, welkom by Fontein van Vrede. Dit is vir my 'n voorreg om hierdie program vandag aan te bied met die tema in voorbereiding vir Paasfees. En ek glo dat die Here vandag iets nuuts en vars vir elkeen van ons wil sê. Wanneer ons rondom ons kyk, dan sien ons die seisoen het begin om te verander, die blare verkleur, die dae word korter, en ons begin al voel dat die liggie soms 'n bietjie koeler raak. Dit herinner ons dat herfs het aangebreek. Sonder dat ons het agtergekom het ons eenvoudig net in herfs ingerol. En ek gebruik doelbewus die woord rol, want dit voel dikwels asof die lewe net aanhou rol, dit raak net vinniger, aanhoudend, sonder ophou, sonder dat ons kans kry om stil te staan en net vir 'n oomblik te dink. En soos wat ons weet, lê winter voor. Dit lê net om die draai en dit wag. Maar voordat ons by winter kom, is daar 'n ander baie belangriker tydperk wat vir ons wag, en dis Paasfees. Hierdie tyd van die jaar herinner ons aan die kruis, aan Jesus se dood en opstanding, en aan die nuwe lewe wat hy vir ons gebring het. Die vraag wat ek vandag mee wil begin is, wat beteken die kruis vir my en jou? Wat beteken dit vir ons persoonlik? Nie as 'n simbool wat ons in die kerke sien, of om jou liersjaalware dra nie, maar as 'n werklikheid wat jou lewe verander. Vir sommige beteken die kruis vergifnis. Vir ander weer beteken dit hoop. Maar vir ander beteken dit 'n nuwe begin. Maar die kruis is meer as net 'n idee, dit is 'n plek waar God en mens ontmoet het. Waar versoening plaasgevind het. Waar liefde die oorwinning behaal het. Prediker 3 vers 1 sê, alles het sy tyd, en elke saak onder die hemel het sy uur. En hierdie vers herinner ons dan, dat daar 'n tyd vir alles is. 'n Tyd om te werk, tyd om te rus, tyd om te huil en ook 'n tyd om te lag. En nou, in hierdie seisoen, is dit 'n tyd om stil te raak en om ons harte voor te berei vir Paasfees. En soos wat die natuur sy siklusse het ons geestelike lewe ook tye van voorbereiding, van groei, van vrug en van rus. En net soos wat die seisoene verander, moet ons ook geestelik voorberei. Herfs herinner ons dat sekere dinge moet sterf en moet val, sodat nuwe lewe kan kom. En net so moet ons sekere dinge in ons lewe aflê. Sondes, gewoontes. Selfs sekere van ons prioriteite, om plek te maak vir die nuwe lewe wat Christus bring. Paasfees is nie net 'n vakansie of 'n lang naweek nie. Dit is 'n uitnodiging om ons harte te ondersoek, om te vra, waar staan ek in my verhouding met God? Het ek tyd gemaak om stil te raak en sy stem te hoor? Is daar dinge wat ek moet losmaak, om sy vrede en sy teenwoordigheid ten volle te ervaar? Dink aan 'n boer wat sy land voorberei vir 'n nuwe seisoen. Hy kan nie net aanhou om te plant sonder om die grond te verwerk nie. En net so kan ons ook nie aanhou leef sonder om ons harte te bewerk nie. Luisteraars, terwyl ons hierdie program nog net begin, wil ek jou nooi om werklik jou hart oop te maak. Laat die Here jou voorberei, laat die kruis jou herinner dat daar is 'n tyd om stil te raak. 'n Tyd om te luister en 'n tyd om te ontvang. Paasfees is om die draai en dit is nie net 'n datum op die kalender nie. Dit is 'n geleentheid om weer nuut te ontdek wat die kruis vir jou beteken. Wanneer ons van Paasfees praat, dan kan ons nie anderster as om die kruis in die middelpunt te plaas nie. Die kruis is nie 'n bykomstigheid vir die Christelike geloof nie, dit is die kern. Sonder die kruis is daar geen versoening nie, geen vergifnis en geen nuwe lewe nie.
maar selfs die mense wat die naaste was aan Jesus, sy disippels, het dikwels gesukkel om te verstaan wat hy bedoel het. Toe hy gepraat het van sy dood en opstanding, kon hulle dit nie begryp nie. Hulle het gedink hy praat in raaisels, metafore, terwyl hy eintlik die waarheid van God se plan bekend gemaak het. En dit wys ons dat nabyheid aan Jesus nie outomaties beteken dat jy sy woorde sal verstaan nie. Jy kan in die kerk wees, jy kan jou Bybel lees, jy kan bid, maar as jy nie jou hart gaan oopmaak vir Heilige Gees nie, kan jy steeds mis wat hy vir jou sê. Ons moet onsself eerlik afvra. Verstaan ons werklik wat Jesus se woorde beteken? Wanneer hy in Matteus 16 vers 24 sê, neem jou kruis op en volg my, besef ons dat dit 'n oproep is tot selfverloning. Wanneer hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe in Johannes 14 vers 6, verstaan ons dat hy die enigste toegang tot die Vader is. Die implikasie van sy woorde is radikaal. Dit vra dat ons lewe nie net oppervlakkig verander nie, maar dat ons hele identiteit, al ons prioriteite, ons toekoms, aan hom moet behoort. Van Jesus se geboorte tot sy kruisdood en opstanding was niks toevallig nie. Sy geboorte in Bethlehem was voorspel. Sy bediening van genesing en verkondiging was voorspel. Sy lyding en kruisdood was voorspel. Sy opstanding was voorspel. Elke gebeurtenis was deel van 'n groot legkaart wat God oor honderde jare heen voorberei het. Dit kan oorweldigend lyk, maar dit wys ons dat God se plan doelbewus en volmaak was. Jesaja 53 vers 5 sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hierdie vers is die hart van die evangelie. Dit wys dat Jesus se lyding nie 'n tragedie was nie, maar 'n plan van redding. Hy het nie gesterf omdat hy swak was nie, maar omdat hy sterk genoeg was om die las van die wêreld te dra. En die kruis lyk van buite af soos 'n nederlaag. 'n Man wat sterf, verwerp deur sy eie volk, bespot deur soldate. Maar in die geestelike werklikheid was dit die grootste oorwinning ooit. Die kruis het die skeiding tussen God en mens afgebreek. Die kruis het die skuld van sonde betaal. Die kruis het die weg na Vader oopgemaak. En daarom sê ons, die kruis is nie 'n tradisie nie, maar 'n triomf. Dit kan nie 'n simbool van dood wees nie, maar van lewe. So wanneer jy voel, jou lewe is 'n tragedie, kyk na die kruis en onthou, God kan jou pyn omskep in oorwinning. Wanneer jy voel jy verstaan nie wat aangaan nie, kyk na die kruis en onthou dat God se plan is groter as jou begrip. Wanneer jy voel asof jy ver is van God, kyk na die kruis en onthou dat hy het daardie afstand oorbrug. Luisteraars, die kruis is die middelpunt van ons geloof. Dit is die plek waar liefde en geregtigheid ontmoet het. Dit is die plek waar God se plan volmaak uitgevoer is. En dit is die plek waar ek en jy vandag kan staan en sê, ek is versoen met God. Wanneer ons oor die kruis praat, dan is dit maklik om te sê dat Jesus het vir ons sondes gesterf, en dit is waar, maar dit is nie die hele prentjie nie. Die hele prentjie is,
een van versoening. Dit beteken dat die skeiding tussen God en mens opgehef is. Dit beteken dat die verhouding, wat deur sonde afgebreek is, kan herstel word. Jesus sterf vir sonde, vir ewige lewe, maar die kern is versoening. Ja, hy het gesterf vir ons sondes. Ja, hy het vir ons die ewige lewe oopgemaak. Maar die diepste rede is die kloof wat tussen ons en God was, is oorbrug. Versoening beteken dat twee partye wat geskei was, kan weer saamgevoeg word. Ons was geskei van God deur sonde. Maar die kruis het daardie skeiding opgehef. In die Ou Testament was daar 'n skeiding. Die volk kon nie ingaan by die Allerheiligste nie. Net die hoogpriester kon 1 keer per jaar ingaan, en dit net met bloedoffers. Maar toe Jesus aan die kruis sterf, het die voorhangsel van die tempel geskeur van bo tot onder. Dit was die teken dat daar is geen skeiding meer nie, en dat die pad na God is oop. As jy dink aan 'n brug wat twee kante verbind, dan sonder die brug is daar 'n kloof wat jy nie kan oorsteek nie. Die kruis is vir ons daardie brug. Aan die een kant die mens vasgevang in sonde, skuld, gebrokenheid, en aan die ander kant God, heilig en volmaak. Die kruis verbind die lewe. Die kruis verbind ons met God. Nou kan ons vrylik na God toe gaan. Nou kan ons hom Vader noem. Nou kan ons 'n verhouding hê wat nie deur skuld of vrees afgebreek word nie. 2 Korintiërs 5 vers 18 sê, en dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het deur Christus, en aan ons die bediening van die versoening gegee het. Hier is twee dinge. God het die inisiatief geneem. Hy het ons met hom versoen. Hy het ook aan ons die bediening van versoening gegee, wat ons moet uitleef en uitdra. Paasfees is 'n uitnodiging om jou verhouding met God te herstel. 'n Uitnodiging om jou skuld en sonde neer te lê. 'n Uitnodiging om in sy teenwoordigheid te leef. Maar versoening beteken nie net dat jy vergewe is nie. Dat jy nou 'n kind van God is nie. Dit beteken ook dat jy 'n nuwe identiteit het. Dit beteken dat jy nie meer 'n vreemdeling is nie. Dat jy is een van die huisgesin. As jy voel asof jy ver van God is, dan bring die kruis vir jou nader. As jy voel asof jou sonde te groot is, dan bring die kruis vir jou vergifnis. As jy voel asof jou lewe gebreek is, dan bring die kruis vir jou daardie herstel. En meer nog, die kruis roep jou om ook versoening uit te leef in jou verhoudings. Versoen met jou familie, versoen met jou vriende, versoen selfs ook met jou vyande. Want die bediening van versoening is nie net vertikaal tussen jou en God nie, maar ook horisontaal tussen jou en ander mense. Die kruis is die middelpunt van ons geloof, omdat dit die plek van versoening is. Dis die plek waar God en mens weer een word. Dis die plek waar liefde die skeiding oorbrug het. Paasfees herinner ons dat dit is nie sommer net 'n feesdag nie. Dit is 'n uitnodiging wat ons ontvang. 'n uitnodiging tot verhouding, tot herstel, tot nuwe lewe. Wanneer ons aan Paasfees dink, dan moet ons nie net kyk na die kruis as historiese gebeurtenis nie, maar ook vra hoe beïnvloed dit my daaglikse lewe. En een van die belangrikste vrae wat ons kan vra is, waar lê
my verhouding met God op my lys van prioriteite. Ons almal het 'n lys van dinge wat ons belangrik ag. Werk, gesin, finansies, gesondheid, vriende, nog baie meer. En hierdie dinge is op sigself nie verkeerd nie. Dis deel van God se plan, dis deel van ons lewe. Maar die vraag is God eerste? Wanneer God nie eerste is nie, begin ons geestelik verskuif. Ons raak vasgevang in die dinge van die wêreld en ons verhouding met hom word 'n nagedagte. Baie keer dan dink ons aan slawerny as iets in die Bybelse tyd. Maar die waarheid is dat ons vandag vasgevang word in slawerny. Vasgevang in werk wat ons die hele tyd, al ons tyd en al ons energie opeis. Ons raak vasgevang in gesinsverpligtinge wat ons so besig hou dat ons nie tyd het vir God nie. Ons raak vasgevang in wêreldse begeertes, geld, status, erkenning. Hierdie dinge kan ons vasbind soos kettinge. Hulle hou ons weg van die vryheid wat Christus bring. Matteus 6 vers 33 sê, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En hierdie vers is die sleutel. Dit sê nie dat werk, gesin of finansies onbelangrik is nie. Dit sê net dat wanneer God eerste is, val al die ander dinge in plek. Wanneer jy God eerste stel, kry jy perspektief. Jy sien jou werk en jou gesin in die lig van deel van God se plan. Wanneer jy God eerste stel, kry jy vrede, want jy weet, hy sorg vir al jou behoeftes. Wanneer jy God eerste stel, kry jy balans, want jy besef, jy leef nie net in hierdie wêreld nie, maar vir die ewige. Baie mense voel dat hulle kan nie nader aan God kom nie, omdat hulle skuldgevoelens dra. Hulle voel net, hulle het te veel foute gemaak, te veel sonde gepleeg. Maar Paasfees kom herinner ons dat Jesus vergifnis bring. Hy het aan die kruis gesterf, sodat jou skuld weggewas kan word. Hy het opgestaan, sodat jy 'n nuwe lewe kan hê. Jy hoef nie langer vasgevang te wees in jou skuld nie. Jy kan vry wees. Johannes die Doper het uitgeroep, maak die pad van die Here reguit. Dit beteken, verwyder al die hindernisse, maak jou hart oop, berei jou lewe voor vir God se teenwoordigheid. Dit is die oproep aan ons vandag. Maak die pad reguit, deur jou prioriteite te herstel. Maak die pad reguit deur jou skuld neer te lê. Maak die pad reguit deur jou fokus weer op God te plaas. Kom ons sluit af. Hemelse Vader, dankie dat ons in hierdie tyd van voorbereiding vir Paasfees kan stil word voor U. Ons erken, Here, dat die lewe is dikwels hard. Dis vol teleurstellings, swaar kry. Maar ons hou vas aan die belofte dat U Seun, Jesus Christus, nie net ons sondes gedra het nie, maar ook ons laste en ons pyn. Here, help ons om ons harte oop te maak vir Paasfees. Dat ons nie net hierdie dag vier as tradisie of 'n vakansie nie, maar Here, as 'n heilige herinnering aan die kruis en die leë graf. Maak ons bewus van die groot versoening wat U bewerk het. Dankie, Here, dat U ons help om ons prioriteite te kom hersien. Here, dat U vir ons lewe in plek inskuif. Dankie, Vader, dat ons vandag kan onthou wie U is. Papa Vader, die een wie vir ons so lief is,
dat U vir ons U enigste Seun gestuur het, sodat ons met U versoen kan word. Maak ons harte reg vandag, om dit te ontvang. Ek loof en ek prys die Here, in die naam van Jesus Christus. Amen.